Ons kyk 'n bietjie saam na Matteus 14, na daardie aangrypende gedeelte in die evangelies waar Jesus op die see loop. Markus en Johannes skryf ook daaroor, maar Matteus is die enigste skrywer wat vir ons verdere detail gee. Hy getuig van Petrus wat ook vir 'n paar tree op die water geloop het. Jesus het die disippels vooruit in 'n boot gestuur. Markus skryf, hy het hulle aangesê om dit te doen. Later daardie nag word hulle vasgevang in 'n heftige, wilde, lewensbedreigende storm in die middel van die see. Selfs die ervare seemanne was angsbevange. Hulle was in die donkerte, midde in die storm, op koers waar Jesus hulle self ingestuur het. En alles het skielik buite beheer gevoel. In die 4de nagwaak, met ander woorde tussen 3 en 6 in die oggend, het Jesus na hulle toe gegaan en op die see geloop. Hulle was natuurlik baie bang. Matteus skryf in hoofstuk 14 vers 26, van angs het hulle hart begin skreeu. Die disippels het gedink, dis 'n gees, 'n spook, en vreesbevange uitgeroep. Jesus sê vir hulle in vers 27, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. En hier volg nou daardie noodsaaklike sleutel, wanneer ons voor die oënskynlike onmoontlike te staan kom. Jy moet vra. Petrus het Jesus geantwoord en gesê, Here, as dit U is, beveel my om na U toe te kom op die water. Dit is vers 28. Petrus het gevra vir die onmoontlike. Al was al die disippels in die boot, het net een gevra. En omdat een man gevra het God die onmoontlike gedoen. In Jakobus 1 vers 5 lees ons oor om spesifiek te vra. Daar gaan dit oor wysheid. Vra en julle sal ontvang, skryf Jakobus. Die Griekse woord vir vra is aiteo, en dit beteken om vir iets spesifiek te vra. Met dieselfde woord nooi Jesus ons self uit in Matteus 7 vers 7. Vra en vir julle sal gegee word. En so ook sê hy in Johannes 4 vers 10 vir die Samaritaanse vrou by die put, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee vir my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Wanneer laas het jy die Here gevra vir die onmoontlike? Watter onmoontlike ding wil jy God sien doen? Hy sê vir ons, vra in geloof, glo en julle sal ontvang. Nou net 'n disclaimer, hierdie is nie soos daar in Engels gesê word, name it and claim it nie. In Johannes 4 vers 13 sê Jesus, wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. En wanneer ons vir God iets vra wat onmoontlik lyk, is dit mos nie jy wat die onmoontlike gaan doen nie. Dit is God wat deur jou die onmoontlike gaan doen. As jy dink dit is jy wat dit gaan regkry, het jy 'n probleem met ydelheid. Verstaan jy hoe kragtig jou vraag is? Of het jy begin glo dat jou vraag nie 'n verskil gaan maak nie, omdat jou geloof dalk te klein is? Iemand skryf elders, jy moet eintlik 'n lys hê van onmoontlike dinge waarvoor jy die Here vra. Dit staaf jou geloof, jou vertroue in hom. Onthou, niks is vir God onmoontlik nie, maar besef net, hy weet die beste. Al kan hy enige iets doen, het hy in Getsemane selfs nie vir Jesus gegee dit waarvoor hy daar gevra het nie. In Markus 14 vers 36 hoor ons Jesus bid, Abba, Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Hy het nie gesê, as U kan nie, maar hy het gevra, as U wil. Kom ons bid saam. Here, ek glo dit met my hele hart en ek bely dit, niks is vir U onmoontlik nie. En dankie dat ek na U toe kan kom, met vrymoedigheid na U genadetroon kan kom, en selfs vir die onmoontlike vra. Dit wat vir my onmoontlik lyk, maar in alle nederigheid en gehoorsaamheid bid ek ook, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Amen.